Goeiedag vriende, baie dankie vir die voorreg om 'n paar greepies te deel uit Missie Japan se werk tussen Mei 2025 en Mei 2026. Ons van 'n Wat se fokus is, soos die afgelope 17 jaar, om die lang pad te stap saam met mense in 'n land met net 1% Christene. Die kerk leef dikwels op die rand van die samelewing en baie Christene beleef gereeld verwerping en isolasie. Dis hier waar Karina, ek en ons gesin, eerstens in ons plaaslike gemeente in Noord-Kobe area, deur gasvryheid en sorg op allerlei maniere probeer bemoedig. Die De Wets het onlangs 3 jaar van bediening afgesluit in Niihama op Shikoku-eiland, en een hoogtepunt was veral die doop van 3 nuwe lidmate. Hulle het intussen pas 'n volgende bedieningstyd begin in Tokushima Wesgemeente, en daar is ook 'n nuwe samewerkingsooreenkoms onderteken wat die pad oopmaak vir voortgesette bediening. Missie Japan is amptelik op soek na nuwe sendelinge in Shikoku. Dit bly 'n reuse voorreg om teologiestudente en ander kerkleiers toe te rus vir hulle getuienistaak. Die tekort aan leraars in die RCJ is kritiek, maar ons werk bidend saam aan die wye invloed wat die bestaande leiers het in ander gelowiges en baie soekers se lewens. Ons as dosente deel nie net kennis in klasse nie, maar ons leef baie nou saam met ons studente in een geloofsgemeenskap waar ons mekaar vorm deur gedeelde vreugdes en uitdagings. Ek het weer gereeld die kans gehad om deur middel van preke en seminare in verskeie gemeentes weier in Japan te bedien. In die proses leer ek self net baie nie, maar sien ek ook eerstehands hoe veerkragtig en opofferend die kerk is, dikwels onder moeilike omstandighede. Christene se toewyding aan die verkondiging van die evangelie in Japan is regtig inspirerend. Japan se kultuur en godsdiens is diep in mekaar geweef, maar 'n Christelike wêreldbeeld ontbreek gewoonlik. Daarom bou ons vir lang tyd eers 'n diep vertroue voor ons die evangelie kan deel, en deur die werk van die Heilige Gees is ons hoopvol dat ons hier wees tog 'n betekenisvolle verskil maak. Ons kweekskoolstudente was weer aktief betrokke by die RCJ se diakonale aksies deur praktiese liefdesdiens in 'n gebied waar daar 2 jaar gelede 'n groot aardbewing was. En by 'n ander geleentheid in dieselfde gebied het 'n span vrywilligers uit Singapore ons hande sterk gemaak. Japan is 'n supersnel verouderende gemeenskap en 'n land met 1/3 van die bevolking ouer as 65 jaar. En daarom is die vorming van die volgende generasie se geloof 'n kernprioriteit. Geloofsvorming in families bied ook vir ons 'n unieke geleentheid om oor verskillende temas te praat met jong mense en soms met hulle ouers. Ons is onlangs diep bemoedig deur 'n makrogemeente uit Korea wat begin het om by ons kweekskool te ondersteun. En verder is Missie Japan einde 2025 amptelik uitgenooi om samewerking uit te bou met die RCJ se Ooskantoring. Dit is in die groter Tokyo metropoolarea. Dit is 'n diep betekenisvolle tyd vir julle susters en broers in Japan, veral omdat die RCJ pas 80 jaar van die Here se genade herdenk het. Die kerk het in 1946 begin met net 11 leiers, en vandag is daar amper meer as 140 gemeentes met 'n totaal van ongeveer 10.000 lidmate. Maar gegee die klein 1% Christen populasie, is die gestuurde identiteit van elke lidmaat en elke gemeente baie belangrik. So ons nooi jou opnuut uit om te deel in die vreugde van Christus se kerk en sy koninkryk in Japan, en om wederkerig te leer by mekaar as een liggaam in God se wêreldwye sending. Ons waardeer van harte elkeen se ondersteuning. Baie dankie.